Vader, vanoggend kom ons en ons buig voor die naam van Jesus. Ons roep die naam van Jesus vanoggend uit oor ons omstandighede, oor ons huwelik, oor ons besigheid, oor ons finansies, oor ons hele lewe. En vanmôre ons en kom ons hier ons op God. There is none like you. En dankie Here Jesus dat U aan die kruis gesterf het sodat ons kan lewe. Dankie dat U bereid was om aan daardie kruis te hang sodat ons kan lewe. Here, vanmôre kan ons nie anders as om net te sê dankie. Dankie vir wat U doen. Dankie Here vir U liefde en vir U genade. Want U kry vanmôre die lof, die eer en die aanbidding. En kan ek nie anders vanmôre net as om my hand uit te steek en sê, I speak the name of Jesus. Here, nie as 'n vloekwoord nie, maar as 'n liefdeswoord, as 'n oorwinningswoord oor my lippe. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy so bly het. Onthou na die tyd moet nie weghardloop nie, ons gaan lekker koffie saam drink. En dan verjaar Tilla die 23ste. Ek hoor sy gaan ons almal koek bak. Skaapbraai. Dankie Tilla. Oh, ons like jou al hoe meer. Dankie vir die skaapbraai. Goed. Ons is vanoggend seker op een van die belangrikste dae in die Christelike kalender. En vir mense wat vanoggend nie kerk toe gekom het nie, die wat by die huis bly en lazy is, en een of ander rede, julle mis die grootste dag in die kerk se geskiedenis. Die grootste dag toe Jesus die dood en die hel oorwin het vir jou en vir my. Maar wanneer ons kyk na die wêreld, dan sien ons dat die wêreld erken nie vir Jesus wie hy regtig is nie. Die wêreld vier fees soos dat hulle dit pas, maar nie om Jesus te vereer nie. Dan gaan volgende met ons deel net 'n paar verse uit Amos 5 vanaf vers 21 tot 23. Die van julle wat die woord van die Here by het, kan saam met my blaai na Amos toe. Amos 5 vanaf vers 21 tot 23. Goed, vers 21. Here is hier aan die woord, hy sê, ek haat, jy weet die Here kan haat, ek versmaak julle feeste, en het geen welgevalle aan julle feestdae nie, want al bring julle vir my brandoffer saam met julle spysoffers, ek het geen baat nie, die dankoffer vir julle vetgemaakte kalwers, sien ek nie met welgevalle nie. Vers 23, verwyder van my die geraas van jou liedere, en die geluid van jou harpe, na dit wil ek nie luister nie. Nou as teksgedeelte wil ek stil staan by Lukas 23 vers 39, waar hy vir ons sê, en een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaak en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Het u gedink aan die arrogansie van hierdie ou wat saam met Jesus aan die kruis hang, om nog steeds met hom te spot? Die gedink hoe arrogant moes daardie man gewees het, en dis presies wat die wêreld gebeur vandag. Die wêreld vier Paasfees. Oral in die winkels kyk die Paashase rond, hou die Paasnaweek soveel beloftes van partytjies en gesinsgeweld en pret en plesier van die wêreld in. En die mense sê natuurlik is dit tyd om saam te kuier en tyd om saam te rus. En as ons net kyk na die dodetal op die paaie, hoeveel mense het gesterf hierdie naweek, dan kom die vraag by my op vanmôre, hoeveel van hierdie mense wat gesterf het gesterf sonder Jesus? Want jy sien, ek en jy kan lewe sonder hom, maar ons kan nie sterf sonder hom nie. En kerk, vanmôre wil ek vir jou sê, iewers mis ons dit. Iewers het ons die Pasga, die kruis en Jesus in blinkgou papiertjies begin toedraai, dit weggesteek in chocolate hasies en allerhande paaseiers op die winkel se rak. Iewers het dit wat aan die kruis gebeur het, vir ons verlore gegaan in 'n pagan tradisie. Iewers het die bloed van genade gestort vir my verlore gegaan in 'n wêreldstelsel van misleiding, in 'n gruwel in God se oë. En vanmôre wil ek vir sê, ek wil nie deel wees van die wêreldse Paasfees nie. Ek wil nie deel wees van 'n fees waar die Here nie verheerlik kan word nie. Enige ware kind van God mag nie deel daarin nie. Beteken dat jy mag nie paaseiers eet nie. Nee, natuurlik mag jy paaseiers eet.
Net nie alleen eet nie, kyk vir my ook. Maar ek kan nie vir Jesus in 'n blink papier toedraai, of in 'n paashaas of 'n paaseier toerol nie, en hom uithaal wanneer ek lus is nie. Dit gebeur mos nou, ons ken mos nou werkmense. Jesus is die een kant, maar wanneer ek in die moeilikheid is, dan haal ek hom vandag uit. Maar wanneer dit goed gaan, wil ek hom nie dien nie. En vanmôre wil ek vir jou sê, ons kan dit nie doen nie. Ek kan nie die ou Babyloniese pagan gebruike aanhang en deel van die viering van die wêreld wees en maak asof dit my nie raak nie. Ek kan nie vanmôre Jesus vereenselwig met 'n paashaas of 'n paaseier nie. Ek sien op Facebook 'n vrou lewer kommentaar daar dat elke kind behoort in hierdie tyd 'n paaseier te hê. Wil ek vanmôre vir jou sê, die kinders kort nie paaseiers nie, die kinders kort Jesus vandag. Hulle kort Jesus, die mens kort nie paaseiers nie, ons kort nie 'n paashaas en chocolate nie, ons kort Jesus as 'n werklikheid in ons lewe. En ons is so vasgevang in hierdie tradisie. Oral word paaseiers weggesteek. Die mense ry vir hierdie skatte jag, kilometers en kilometers om hulle kinders te vat. Daar staan onder ons bikers, is daar 'n paaseier rad wat hulle op verskillende roetes paaseiers wegsteek, en ons almal jaag paaseiers na. Niemand is bereid om Jesus mee na te jaag nie. Het jy al gekyk hoe lyk dit wanneer iemand soek na paaseiers? Hulle krap alles om, hulle krap orals, en hulle soek tot hulle dit kry. Het ek en jy al begin soek tot ons Jesus kry? Het ons al begin stil raak en begin soek, en sê, Jesus, ek soek jou met alles wat in my is. Want jy sien, Jesus is veel groter as hierdie feeste wat die wêreld ons bied. Aan die kruis het hy 'n dierprys vir jou betaal en vir my. Sê gou vir iemand, dis vir jou. Besef jy vanmôre dat die Here vir jou 'n dierprys betaal? Besef jy vanmôre dat jy spesiaal is, dat jy maar nie net in hierdie kerk sit vanmôre want jy lus was om kerk te kom, jy sit hier vanmôre want die Here het 'n afspraak met jou. Hy wil vanmôre vir jou wys deur sy tafel, deur hierdie kruis, hoe spesiaal jy is. En ek wil hê vanmôre, ons moet net stil versigtig voor die kruis kom staan. Sluit vir 'n oomblik net jou oë en sien die kruis van Golgotha. Sien hoe jy voor hierdie kruis staan. Ons onthou, hierdie kruis was nie verskriklik hoog nie. Die kruis van Golgotha, hulle sê die woord, hulle het met 'n hisopstingel die spons aan Jesus se lippe gesit. 'n Hisopstingel, as hy mooi uitgegroei is omtrent maar 1.5 meter lank, dan is hy baie lank. So Jesus was baie laag gekruis, die kruis was laag in die grond geplant. So sien jou vanmôre voor hierdie kruis staan, en luister vanmôre, as hierdie kruis kom praat vanmôre, so het sag vir elkeen van ons gesê, Jesus het my laat groei, my versorg, en tog was ek die vloekhou, wat hom laat sterf het soos die Bybel my noem, wat die lewe uit hom laat suikel het. Kyk, sien vanmôre die bloedvlekke in my grove struktuur. Kerkvoort, sien jy vanmôre die bloedvlekke van Jesus aan daardie kruis wat vir jou gestort is. Nie vir iemand anders nie, vir jou. Want jy sien, die Here deel jou nie met iemand anders nie. Hy maak jou spesiaal in verbintenis met hom. So wanneer hy vanmôre sê hy vir jou gesterf, vergeet jy van jou vrou, jy vergeet van jou kind, jy vergeet van jou man, en sê Jesus, jy het vir my gesterf. Dankie daarvoor. As die kruis kom praat vanmôre, sou jy my vertel van Jesus se kruiswoorde. Die eerste wat oor sy lippe gegaan het, was sy omgee vir 'n gesinslewe. Besef jy vanmôre, as jy 'n gesin het, hoe kosbaar is dit vir die Here? Die Here gee om vir 'n gesin. Hy gee om vir 'n gemeente. Weet jy dit? Het jy dit besef? Jesus gee om vir 'n gemeente. Want sy eerste kruiswoorde vol pyn, sien hy sy aardse moeder en sy vriend Johannes en sê, vrou, daar is jou seun, en vir Johannes, daar is jou moeder. En die woord deur ons Johannes het haar in sy huis geneem. Dit beteken dat die Here sê vir ons, ons het vriende, ons het familie, ons het 'n huis wat hierdie kerk is, wat ons saam as 'n familie moet deurbring. Dit is vir hom kosbaar. Aan die kruis deur sy pyn het hy daardie kosbaarheid gesien. As die kruis vanmôre kon praat en sy stem sou kon hoor, sy vertel dat Jesus bespot was deur die mense op die kruis.
Wat het Jesus gedoen? Hy het die mag gehad om te sê, Vader, stuur vuur uit die hemel, dat ek hierdie klomp net uithaal. Ek dink, met alle respek teenoor Jesus, as ek aan die kruis gehang het, met al my pyn en die mense spot by onder, so te sê, let the fire fall. En ek sou vir hulle uitgehaal het. Maar wat doen Jesus? Hy sê, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ondanks die feit dat die mense hom gekruisig en bespot het, was vergifnis sy agenda. Want as hy nie vergewe het nie, sou die mens nie in die hemel kom nie. Vanmôre wil ek vir jou sê, dieselfde maat moet ek en jy vergewe. Hoe lyk ons hart vanmôre? Sit ons dalk vanmôre in die kerk met onvergifnis? En wil ons nie iemand vergewe nie? Jesus sê vir ons in Matteus 6 vers 14, want as julle menslike oortredinge vergewe, sal die hemelse Vader julle ook vergewe. As ons hulle nie vergewe nie, sal hy ons ook nie vergewe nie. Nou moet ons besluit vanmôre. Is Koos, Piet of Sunny of whatever ook al die persoon wat jou kwaad gemaak het, die moeite werd om nie te vergewe nie, sodat ek en jou opeindig in die ewige hel, of gaan ons maar soos Jesus sê, Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Is dit maklik? Nee, verseker nie. Dit is moontlik, deur Jesus. Aan die kruis het hy vir ons dit reeds volbring. Môre wil ek jou sê, luister na die stem van die kruis in gees is oor, wat vir jou en vir my sê, Jesus was dors. Daar toe aan die kruis hang en die kruis sy woorde gehoor toe hy sê, ek is dors. Oor sy doringstikkende lippe het dit gekom. Die indruk wat ons het is dat sy marteling en lydingsweg, die swaar kruis wat hy moet dra, daar fisiese dors na 'n lafenis moet wees, dat hy net 'n bietjie water gesoek het. Dit was inderdaad ook so, maar Jesus het 'n ander dors gehad. In Psalm 22 vers 15 lees ons, my krag is verdroog soos 'n potskerp, en my tong kleef van my verhemelte, en U lê my neer in die stof van die dood. Psalm 69 vers 21 sê, en hulle het aan my gal gegee as prys, en vir my dors het hulle my asyn laat drink. Jesus se groot dors aan die kruis was jou en my redding. Hy het reeds geweet aan die kruis, hy gaan vandag, die 20ste April, gaan hierdie groep mense in die kerk sit, en sy dors was na die redding en 'n volle oorgawe van elkeen van ons. Die gedeelte in Psalm 22 sê, hy dat Vader om die stof van die dood laat lê, sy dors was, dat ek en jy vir die wêreld moet sterf, en saam met hom moet opstaan. Het ek al vir die wêreld gesterf? Het jy al vir die wêreld gesterf? Het jy daai keuse gemaak, en gesê, Here Jesus, ongeag wat gebeur, ongeag wat sê die wêreld van my, ek is klaar met hulle, ek worry wat U sê van my. Want dit is mos maklik om vir die wêreld te leef, en die eerste wat ons dink is, wat gaan my pelle sê? Nou gaan ek nie my pelle hê wat by my kom kuier nie, hy sê, jy het nie pelle nodig, jy het familie, hier in die kerk wat by jou kan kuier. Het ons daai keuse al gemaak? Psalm 69 sien ons dat hy gal en asyn vir sy dors gekry het. Moet ons vanmôre luister en hoor in die gees. Hoor vanmôre wat sê die kruis vir jou. Sê gou vir iemand jy moet luister. En die vrouens moet dit nou net nie vir die man sê nie, hè? Ja, jy sien ek het die vrouens weer uitgekyk vanmôre. Daai onderskeiding. Julle moet ook luister vrouens, nie ek spot net met die vrouens, julle is kosbaar. Hoor vanmôre wat sê die kruis. Christus het die bitterbeker van die ewige dood en sonde vir jou en my gedrink, sodat ek en jy kan lewe. Besef jy vanmôre, hy het daai bitterheid van die ewige dood, daai bitterheid van sonde, het hy op hom geneem, sodat ek en jy net voor die kruis kan kniel en sê, Here Jesus, vergewe my. Sy dors aan die kruis is dat ek en jy in sy swaar kry oorwinning kan verkry. Hoor vanmôre die kruis wat 'n spreek van genade, wat die moordenaar vir Jesus vra, Jesus, dink aan my. Net Jesus dink aan my. Aan die kruis, daar waar hy saam met Jesus gaan het hy herken wat Jesus gedoen het. En hy kon nie sy hand uitsteek nie, hy het nie
'n kerkdiens bygewoon nie, hy is nie deur die doopwater nie, maar hy het gesê, Jesus, dink aan my. En wat was Jesus se woorde? Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Nie môre nie, nie volgende week nie, maar vandag, die oomblik wat jou oë sluit. Dit is genade. En baie van die mense lewe asof hulle soos die woord daar aan die kruis, daardie laaste 99ste sekonde bekering kan doen. Vanmôre wil ek sê, dis nie almal van ons gewaarborg nie. Nie almal het daardie kans nie. Moet dit nie vat nie. Die spons van bitter van ons lewe sy lippe bereik, het hy sy limiet bereik en gesterf sodat ek en jy kan lewe. Nie vir die wêreld en losbandigheid nie, maar vir Jesus in sy oorwinning. Sê gou vir iemand, jy leef in sy oorwinning. Gooi dit vanmôre. Help nie net jy sê dit nie. Jy moet dit glo vanmôre. In Jesus is jou oorwinning. Oorwinning oor wat? Oor alles. Oor enige probleem in jou lewe, in Jesus is jou oorwinning. Enige struikelblok, in Jesus is jou oorwinning. In jou finansiële nood is Jesus jou oorwinning. In jou siekte is Jesus jou oorwinning. Hy is in alles die oorwinnaar. En ek en jy, as ons in hom is ons meer as oorwinnaars. Die kruis sê vanmôre vir jou en vir my, en vertel ons van Jesus wat verlore, verwyder van Jesus se liefde en genade was, die Jesus uitgeroep het in sy angs en pyn, my God, waarom het U my verlaat? Moet mooi luister na sy woorde. Hy sê nie, as ons kyk na Jesus se bediening, het hy altyd gebid, maar hy sê, my Vader, as dit U wil is. Maar hy sê, my God, waarom het U my verlaat? En nie Vader nie. Want vir 'n oomblik het God die Vader weggekyk, sy oë weggedraai vir Jesus. Vir daardie oomblik het die Vader vir Jesus uit die veiligheid van sy liefde gebaan om plek te maak vir jou en vir my. Vanmôre het jy plek in die liefde van Jesus. Vanmôre het jy en ek plek aan sy voete, in sy veiligheid, in sy genade. En sy liefde en genade is vir elkeen vanmôre in die kerk. Dis nie net vir sekere mense nie. Dis vir die houbou op die parkbank, die gomsnywer in die park, die bedelaar by die robot, die dwelmverslaafde in die hole. Jesus se genade is vir almal daar. En as die kruis vanmôre kom praat, so het vanmôre vir jou my vertel van Jesus se oorwinning vir jou en my in sy kruiswoorde. Dit is volbring. 'n liefde vir ons, 'n liefde wat jou raak gesien het, en wat jou en jou alleen raak sien. En jy kan weer vir iemand by jou sê, dit was vir jou. En vanmôre wil ek sê, jy moet daai liefde vat vanmôre. Vat dit vanmôre en maak dit jou eie. Miskien sit jy hier vanmôre en Satan het al vir jou vertel, maar jy is nie goed genoeg nie. Vir wie het hy nog nie vertel? Of gebeur dit net in Nigel waar ek bly? Gebeur dit in Heidelberg op? Wow, dis great. Maar Satan vanmôre vir jou vertel, een of ander tyd vir jou vertel, jy is nie goed genoeg nie. Sê jy vir hom, daar was 'n kruis. Daar was kruiswoorde. Daar was bloed aan die kruis. En daardie kruis sê vir my, ek is goed genoeg. Vanmôre wil ek vir jou sê, jy is goed genoeg. Die Here worry nie vanmôre oor jou verlede nie. Hy worry nie oor jou bankrekening nie, hy worry nie oor die kar wat jy ry nie. Vanmôre sê vir jou, gee net jou hart vir my, want jy is genoeg. Jy is goed genoeg. Jy is kosbaar en jy is spesiaal. Ons vrees en skuld is op Jesus se skouer getel, waar hy het gevat het en hy buite die kring van Vader se liefde gaan neersit. Al ons skuld, al ons oortredinge in Jesus is weg. Hy sit dit buitekant, Vader se liefde. Binnekant, waar ek en jy is, as ons Jesus aangeneem het, is dit liefde, is dit vrede, is dit oorwinning. Wil jy dit hê vanmôre, kerk? Wie wil dit hê vanmôre? Ek wil dit hê. Verseker. Want jy sien, hy sien jou raak vanmôre. Maar vanmôre as jy na die kruis kyk, na die stem van die kruis luister en jou gees is hoor, sê hoor hoe hy jou naam roep. Hoor jy vanmôre? Raak so oomblik staan, hoor jy net,
roep hierdie kruis vanmôre jou naam en sê dit is vir jou. Dit is vandag jou oorwinning. Ek het opgestaan vir jou vanmôre. Want jy sien, Jesus sien jou raak vanmôre. Hy hoor jou vanmôre. As die kruis vanoggend kom praat, sou jou en my vertel van 'n liefdevolle Vader, wat elkeen van ons versigtig optel en binne die geborgenheid van sy volmaakte liefde neersit. Sy volmaakte liefde wat redding bring vir jou en my. Nou hoef ek nie meer bang te wees dat ons buite sy genade is. As die kruis kom praat, sy vir jou te sê, daar is vir jou 'n hoopvolle toekoms. Nie vir die persoon langs jou nie vir die persoon agter jou nie, vir jou, want hy praat met elkeen vanmôre. En miskien dink jy vanmôre, kyk jy vanmôre en sê, my Here, ja, my toekoms lyk nie lekker nie. Ek weet nie. Ek sien nie regtig kans vanmôre nie. Ons sou eintlik gesing, because he lives, I can face tomorrow. Omdat Jesus leef, kan jy môre nie oë kyk, want hy het vir jou 'n hoopvolle toekoms. Sê vir jou langs jou, vir jou 'n hoopvolle toekoms. Want jy sê baie keer moet ons dit hoor. Ek moet nou versigtig wees. Ek wou gesê die vrouens luister nie altyd so mooi nie, maar ons is nie minderheid vandag, maar die manne luister ook baie keer nie. Nie almal van ons luister nie altyd nie. Maar vanmôre moet jy dit hoor. Die Here het vir jou 'n hoopvolle toekoms. Kyk na die tafel, kyk na die kruis. Daar's 'n hoopvolle toekoms vir jou. Een van lewe en lewe in oorvloed. Beteken dit ek gaan nou skielik 'n nuwe dubbelkerk kry en 'n dubbelstorie huis bly? Nee. Dit beteken jy gaan in oorwinning staan en hy gaan vir jou voorsien wat jy nodig het. Hy sê hy voorsien in our needs, not in our deeds. Ek kan nie. Al het my bakkie amper 300.000 kilos op, hy loop, hy's reg, hy bekeer niks. Ek kan nie gaan bid en sê, Here, ek soek nou 'n nuwe kar nie. Kom nie nodig nie, want hy lorry loop. Hy gee my wat ek nodig het, maar as hy breek, kan ek hom vra, Vader, voorsien asseblief dat ek hom kan regmaak. Want hy sê ons moet vergenoeg wees met dit wat ons het. Is ons nog tevrede vanmôre? As die kruis vanmôre kon praat, sou dit vir jou en my vertel het, dat ons meer moedeloos hoef te wees nie. Wie is moedeloos vanmôre? Dan het die Here vir jou 'n spesiale boodskap vanmôre. Hy sê, moenie moedeloos wees nie, want aan die kruis het ek gesorg vir jou oorwinning. Jy moet my net vertrou met alles wat in jou is. Dit sal ons herinner vanmôre dat ek in jou pad is na ons Vader, wat ons onbeskryflik lief het, maar altyd 'n maar in die woord. Ons moet in sy woord met ons begin funksioneer. Satan wil hê ek en jy moet los, nie waar in die church. Plan die kind plan nie. Onthou is ons pa se huis. So nie waar hy wil is. Ons het vanmôre onthou, die Here toets ons ook, ons geloof. Hy kyk of ons ernstig is, of ons standvastig is. En wanneer ek en jy regtig standvastig is in hom, gaan hy op die regte tyd voorsien. Nie jou tyd nie, nie my tyd nie, sy tyd. Ek is van daai ongelukkige kortgebonde mense, ek kan nie wag nie. As ek 'n ding gedoen wil ek dit gister doen. As ek my vrou vra skuif daai ding en ek draai hom, hy's nog nie geskuif nie, dan doen ek dit self. En vir my is dit die moeilikste om te wag op die Here, maar hy leer jou geduld. En dis nie maklik nie. Vir my, ek weet nie van jou nie, kan nie van jou praat nie. Maar op die einde van die dag is dit die moeite werd. Want as Vader deurkom, dan kom hy behoorlik deur. As die kruis kon praat, sou dit vir elkeen van ons vertel, om deel te wees van 'n familie in Christus, waar ek en jy 'n veilige hawe kan hê. Dit is hoekom hy vir sy ma gesê, en vir Johannes, vrou, daar's jou seun, seun, daar's jou moeder. Dit is vanmôre, as die kruis kon praat, sou hy vir ons gesê, skakel in, bly by 'n gemeente, waar jy 'n veilige hawe het, en waar
die gemeente vervul met die krag van die Heilige Gees en Jesus liefde is, waar ons saam met medebroers en susters by mekaar kan kom en die Here kan dien in lof en in aanbidding. Die kruis kom praat, so hy vir ons gesê, hou vas aan hierdie gemeente, sodat ons deel kan wees van 'n goddelike gesin waar die Here en die Heilige Gees welkom is. Dit gaan nie vanmôre oor 'n prediker wat hier voor staan nie, maar het gaan oor die Gees van God. As die kruis vanmôre kom praat, sou hy ook 'n ander boodskap aan ons vertel het. Die boodskap van die ander kwaaddoener in Lukas 23 vers 39, wat saam met Jesus gehang was, wat hom gesmaad het en gesê, as hy die Christus is, verlos hy self en vir ons. Vir hom was daar geen verlossing nie, want hy het Jesus nie herken vir dit wat hy gedoen het aan die kruis nie. Hy het hom nie herken as die Seun van God nie. En ek glo kerk dat ons net vir 'n oomblik moet saamwerk, dat elkeen van ons net ons oë sal sluit en niemand kyk rond en visualiseer hierdie ruwe houtkruis waar Jesus gehang het voor jou. Sien hoe steek jou hand uit na die kruis en luister, hoor jy die stem van die kruis? Waar hy sê, as jy vandag jou vingers oor my ruwe hout kon laat gly, sou die kruis vir jou gevra, waarom hou jy aan my vas, die vloekhout, die instrument van vernietiging? Hoor die stem van die kruis vanmôre waar hy vir jou en my sê, kyk na my, kyk verby my, sien vanmôre, Jesus hang nie meer aan my nie. Sien jy vanmôre kerk, die graf is leeg, Jesus hang nie meer aan die kruis nie. Kyk verby die kruis, sien die graf is leeg, die doeke is opgerol, hy is nie meer in die graf nie. Hy het opgestaan en hy lewe. Kruise vanmôre sê, kyk na my ander slagoffers, hulle is steeds vasgevang in hulle grafte, maar Jesus is nie daar nie, die klip is weggerol, die doeke is opgevou, hy het opgestaan, nie eens die graf kon hom hou nie. En kom aan kerk, kom ons gee die Here lofoffer, want hy het opgestaan en hy lewe. Miskien moet iemand net so 'n bietjie skud en sê, hey, word wakker, Jesus het opgestaan, hy lewe vir jou en vir my. As die kruis vanmôre kom praat, sou hy duidelik vir jou en my gesê, die verlaatheid wat Jesus aan my gevoel, die seer, die stik en die pyn, kan nie toegedraai word in blink papier, in paaseiers en paashase nie. Die kruis roep uit vanmôre na 'n verlore gaande wêreld. Hy roep uit vanmôre na jou en na my en sê vir my, gee vir my jou hart, gee vir my jou huwelik, gee vir my jou besigheid, gee vir my jou alles, sodat ek vir jou die oorwinning kan verkry. As die kruis vanmôre kom praat, sou hy duidelik vir jou en my gesê, eenmal 'n jaar, vereer hulle my die vloekhout, die pygenteken, die paashase en die eiers van die tyd, maar die res van die jaar lewe die mense argeloos, asof Jesus nooit gesterf het nie. Ons sing daai lied, ons min die ruwe ou kruis, ander liede ter verering van die kruis, maar wanneer sing ons, ek min Jesus. Sê ek nie lief vir Jesus vanmôre? Is ons regtig lief vir hom? Vanmôre wil ek vir jou sê, die mens van vandag is niks beter as die kruis. Ons het gehoor dat Jesus het die boom laat groei om die kruis te maak en tog het hy hom gesterf. Here Jesus het jou en my geformeer in ons moederskoot, die mens geformeer in ons moederskoot, maar ons kruisig hom deur ons ongehoorsaamheid aan sy woord. En laastens wil ek afsluit, as die kruis vanmôre sou kom praat, sou hy aan jou en my vra, wat maak jy in die skadu van jou stikkende lewe agter my? Ek is leeg, Jesus hang nie meer aan my nie, die graf is voor my, dit is leeg, die gange van die hel is voor my, die sleutels van die doderyk is afgeneem, Jesus het opgestaan en hy triomfeer oor die dood, die hel, Satan en sy demone, en nie eens die graf kon hom hou nie. Jy weet, Jesus daar in die kruis gehang het, hy roep uit, dit is volbring, en hy sterf, sien ek in my geestesoog, en ek hoor in my geestesoor, hoe Satan en sy demone juig in die hel. Hy sê, yes, ons het hom oorwin, hy is tot toegedraai in graf toe, dit is verby, ons het oorwin. En terwyl hulle nog so lekker lag en gesels, hoor hulle daar die voetstappe, kom hulle daar in die gang af van die hel.
Volgende staan Jesus voor hulle en sê, bring die sleutels van die dood. Ek het opgestaan, ek is in beheer. En vanmôre is daar dieselfde Jesus in beheer. Daar dieselfde Jesus wat die graf, die dood en die hel oorwin het, wil vanmôre ook die doodsheid in jou en in my lewe oorwin. Die vraag is vanmôre, wat is daar vanmôre wat jou in die skadu van die kruis plaas? Is dit vanmôre onvergewensgesindheid? Is dit dalk minderwaardigheid? Dalk lusteloosheid om die Bybel te lees en kerk toe te gaan? Dalk ongehoorsaamheid aan God se woord? Dalk skelmtransaksies in die besigheid waar jy werk? Dalk siekte? Wat is daar vanmôre wat jou in die skadu van die kruis plaas om nie die volle oorwinning van Jesus te ervaar nie? As daar vanmôre iets is, wil ek ons vir 'n oomblik net ons oë sluit, want vanmôre het ek en jy kans om met Jesus te versoen. Ons het kans dat Jesus omstandighede verander. Ons het kans om te luister na die kruis waar hy sê, daar is vir jou oorwinning. En as jy vanmôre sê, ek is op 'n punt wat ek nie meer weet wat ek kan doen nie, wat ek nie meer weet wat om te doen nie, wat ek nie weet hoe gaan ek oorleef nie, of net sê, Here, ek het 'n nuwe aanraking van U nodig. Wil ek jy moet kom, dat ons vir jou kan bid vanmôre. Voor ons oorgaan na die tafel toe, want Jesus red, genees, bevry steeds. As jy vanmôre sê, Here, ek het 'n behoefte. Kom, dat ons vir jou kan bid. Kan ek vir jou iets doen? Verseker nie. Maar ek ken die man wat kan. Ek ken die man en sy naam is Jesus. Hy kan vanmôre, hy wil vanmôre.